Prys die Here, ek is so bewus van 'n oop hemel in hierdie oggend vir God se kinders. Maak net jou oë toe. Maak jou hart oop. En laat die Here so bietjie net sy vinger op jou hart druk. Dat sy gees so bietjie roer in jou binneste, in jou siel. Dat sy gees dit so bietjie losmaak in jou binneste. Daar 'n bietjie 'n vryheid kom, 'n openheid. Hy's 'n God van liefde. Hy doen dit deur sy gees. Hy sê hy's nie deur krag of deur geweld nie, maar is deur my gees, sê die Here. Deur sy gees spreek hy met jou. Sê hy vir jou, ek's lief vir jou. Deur sy gees sê hy vir jou, hy wil oopbreek in jou binneste, dat nuwe water kan uitborrel in jou hart, in jou gees. Hy wil lewe bring. Hy wil lewe bring in jou binneste waar jy smag by tye en sê dit is droog, dit is storm. Hy is hier met sy gees. Hy gee water. Die woestyn in jou lewe word 'n paradys wanneer jy oopmaak dat God se gees roer en vloei strome van lewende water. 'n Fontein in jou. Hy moet net oopgaan. Hy moet net oopgaan. God van die hemel staan by jou. Sy gees roer in jou. Sy gees werk in jou. Dis sy tyd vir jou om te ervaar, te beleef sy liefde, sy seën. Hy's nooit ver weg nie. Hy's nader as ooit. By jou, praat met jou. Wil jy nie ook vanoggend vir hom sê wat in jou hart is nie? Wat is dit wat jy vir hom wil gee? Wat jy vir hom wil sê? Here, dis my stryd. Dis my moeilikheid. Dis my probleem. Dis wat my vashou. Dis wat my terughou, Here. Gee dit. Gee dit vir U. Oggend wil die Here vir jou sê, tree nader. Miskien voel jy, ja, jy vorder op die pad, maar die Here sê vir jou, gee nog 'n tree. Gee nog 'n tree. Gee nog 'n tree. En nog 'n tree. Al is dit 'n klein treetjie, gee hom. Want jy stap na die koning van die konings. Jy stap na die God van die hemel toe. Die God wat jou liefhet, wat jou omgee vir jou. Daai God wat jou kan verander. Net hy en hy alleen. Nie tree teruggee nie. Gee tree vorentoe. Tree na Jesus toe. Met sy oop arms. So staan hy. Wag vir jou. Wil jou vasdruk. Styf vasdruk. Sodat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. Dis God se tyd. 'n lewende God. Wat lewe in sy kerk inbring. Wat lewe in jou inbring, sê die Here. Hy bring lewe in jou lewe. Gods lewe. Jesus lewe. Verlossingslewe. Ewige lewe. Bring hy in jou. Hy blaas dit in jou. Hy blaas dit in jou. Deur sy gees. Hy doen dit in hierdie oggend. Dankie, Here. Dankie, Here. Groot is U. Groot is U. Groot is U. Dankie vir heilige oomblikke, Here. Dat U die hemel oopmaak oor Heilbron en sy mense. Dis U tyd om te omhels die kinders. Klein en groot. No matter what. No matter what. God is here. It's God's time. God's time to pick up His people. Dankie, Here. Dankie, my God, U gee nooit op nie. U gee nooit op met mense nie. Gee nooit op nie, my God. Dis hoekom ons hierdie hoop het.
Die woord sê 'n lewende hoop, want ons dien 'n lewende God. Dankie, dankie, dankie Here. Maak nie saak wat mense sê of dink van ons nie. Maak nie saak wat ons moontlik self van ons dink en sê nie. Dink, you're no good, gaan dit nie maak nie. Here het geloof in jou. Hy het geloof in jou. En hy bewys dit aan jou. En hy sê vanoggend vir jou, ek het geloof in jou. Jy kan dit maak. Staan op. Staan op. Staan op, sê die Here, want hy glo in jou. Maak van jou 'n Dawid, sodat jy die reus in jou lewe kan verslaan en 'n oorwinning vir jou kan wees op hierdie pad, sê die Here. Dankie Here. Dankie my God. U is die God wat reëse verslaan, ook deur die kinders. Want dit is U, die stryd hoort aan U. Hoe geweldig die stryd soms, Here, die stryd behoort altyd aan U. Ons het planne en ons dink en baie goed wat ons doen, maar my God, U is in beheer. U is op die troon. U die laaste sê. Daarom kan ons net oorgee. Al lyk dit soms duister en onseker, kan ons net oorgee. En sy soos 'n kind se hand in sy pa. Al is dit nagdonker, hy weet, is goed. Die pa sal vashou. Al lyk dit donker om ons, ons wil in die hand vashou. Want is goed. Want U weet wat 'n rigting. En aan die ander kant sal die lig uitkom. Die lig sal deurbreek. Die antwoord sal kom. Die Here sal voorsien. Want U is 'n God van wonderwerke. Ken die kinders, ken hulle by naam. U ken hulle stryd, ken hulle probleme. Ken hulle moeilikhede, my God, U ken hulle sorge. Kom lê dit aan die voete, Here. Wanneer ons nie meer kan nie, dan kan U. Doen dit, my God. Vir hulle besonder waar hulle voel, die laste is swaar. Laste is baie. Wil U onder hulle inskuif? Want U sê, kom na my toe. Want my las is lig, my juk is lig. En U dra saam met ons. En U maak dit lig. Wanneer U saam met ons hierdie las kom dra. Dankie Here. Seën so U kinders in hierdie oggend. Dankie Jesus. Dit voel vir my net hemelse oomblikke en dan mens wil eintlik nie baie praat nie, maar net inneem. Ja, ek weet nie, ek is maar net een van daai mense, wanneer die Gees van die Here werk, kan ek maar nie anders nie. En lees saam met my, Jeremia die 18de hoofstuk. Jeremia die 18de hoofstuk, daar in die middel van die Ou Testament. Jeremia was een van die profete, een van die groot profete. Daar was 3 groot profete, Jesaja, Jeremia en Daniel, en dan was daar nog 'n klomp klein profete ook. Nou, Jeremia, die 18de hoofstuk en vanaf vers 1.
En ons gaan lees tot vers 6. Ons gaan nie so baie lees. Gewoonlik lees ons 'n bietjie meer. Jeremia 1 van 18 vanaf vers 1. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê: Sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte seën. Nou, die teksvers in hierdie oggend is vers 6, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. En die tema van ons boodskap is klei in die hand van die pottebakker. Nou, wanneer daar van natuurlike klei gepraat word, dan is daar nie 'n wil of 'n keuse betrokke nie. Met ander woorde, die klei in die hand van die pottebakker kan nie sê, maar ek wil nie in jou hand wees en uitspring nie. Dit is nie moontlik nie. Maar wanneer dit verwys na ons as mens, dat ons klei is, dan is daar 'n keuse betrokke. Jy en ek kan besluit of ons klei in die hand van die groot pottebakker, Jesus Christus, wil wees, en of ons dit nie wil wees nie. Nou, daar is ook verskeie ander voorbeelde in die Bybel, wat Jesus vir ons gebruik het, om vir ons te wys dan ook van hierdie beginsel, dat ons 'n keuse het. In die evangelie van Johannes kom Jesus en hy praat en hy sê: Ek is die ware wynstok en julle is die lote. En dan sê hy: Wie in my bly, hy dra veel vrug. Met ander woorde, wie? Nie almal nie, wie? Daai een wat die keuse maak om in Jesus die ware wynstok te wees, hy en sy sal vrug dra. En dan kom Jesus verder, byvoorbeeld, en hy sê, hy is die goeie herder. En hy sê, julle is die skape. Maar hy sê ook uitdruklik, hy sê, die wat na hom luister en agter hom aankom. So nie almal is deel van sy kudde nie. Die wat daai besluit neem en na sy stem luister en agter hom aangaan. Dan kom Jesus ook by 'n ander geleentheid en hy sê, julle, ons is die geestelike gebou van die Here. En dan weer eens, nie elke mens is daai lewende steen in die gebou van Jesus nie. Petrus kom en hy skryf en hy sê, laat julle opbou as geestelike stene in die geestelike huis van God. So weer eens is die keuse daar by ons, om hierdie lewende steen in God se huis, in sy geestelike huis te wees, of jy kan maar tevrede wees met 'n dooie godsdienst, 'n dooie verhouding wat jy met die Here het, of jy kan besluit, jy gaan jou oorgee en jy wil verlewendig word deur die Heilige Gees om 'n lewende steen in God se gebou te kan wees. Nou, wanneer ons dan terugkom weer by hierdie gedagte dat ons klei is in die hand van die Here,
dan wil ek aan hierdie oggend vir u sê, dit is die mees akkuraatste beskrywing wat daar is van ons as mens se lewe. Nou, klei, almal van ons wat bietjie met grond werk en grond ken, sal weet, klei is niks anders as stof wat nat gemaak word en saam gedruk word nie. Dit is maar die basiese beginsel en element van klei. En dan lees ons reg in die begin van die Bybel, sê die woord vir ons, God het die eerste mens gemaak uit die stof van die aarde. So uiteindelik die eerste mens maar gemaak uit die klei van hierdie aarde. En by 'n begrafnis sal ons altyd hoor, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou, ons as mens is stof. Of ons dit nou wil weet of nie wil weet nie, ons is klei. Soos die Bybel sê. Nou, God het ons gemaak en daarom het hy die reg op die klei van ons lewe. Nou, jammerlik is dit dat daar baie mense is wat glo en dink dat hulle die reg het op hierdie stukkie klei van hulle lewe. Dis ironies, maar in die praktyk is dit hoe dit is. Hulle vorm en leef hulle lewe soos wat hulle goed dink. En hulle gaan aan en dit eindig op 'n tragiese mislukking. Baie dwelmverslaafdes eindig sonder dat hulle die ware pottebakker ontmoet het. Baie alkoholiste sterf sonder om die ware pottebakker te ken, hulle lewe oor te gee, want hulle wil hulle eie lewe leef. Dit is maar die grondslag van dit. Hulle kies om hulle eie lewe te leef, hulle glo, hulle is hulle eie klei, reg op hulle eie klei, en hulle wil nie kom in die hand van die groot pottebakker nie. Baie vleeslike, wellustige, sedelose mense, leef 'n lewe sonder hulle skepper en eindig in tragedie. Weet maar, ek wil in hierdie oggend vir u sê, dis nie net hulle nie, maar is ook baie goeie, godsdienstige mense wat mooi lewens leef, wat ook eindig met 'n lewe sonder God, want hulle het nie werklik in die hande van die groot pottebakker gekom nie, want hulle glo, omdat hulle 'n Bybel het, omdat hulle 'n kerk het, en omdat hulle probeer goed leef, dat dit genoeg is. Maar dit werk nie so nie. Jy moet die groot pottebakker, Jesus Christus, moet jy aanneem. Jy moet jou sondes bely. Jy moet dit laat staan. Jy moet gewas en gereinig word deur die bloed van die lam. Dis die enigste manier wat jy gered kan word. Nou wanneer ons kyk en lees in hierdie gedeelte, dan sien ons die eerste iets wat van ons gevra word, is om oor te gee. Die Bybel sê, soos klei in die hand van die pottebakker. Nou weet, as jy oorgee, dan kan die Heilige Gees jou begin sag maak. Hy kan in jou werk, want harde klei, enige iemand van u wat al probeer werk het met harde klei, dit werk nie, dit wil nie vorm nie, en God kan nie werk, sonde en jou eie weg in lewe, maak jou lewe hard, en God kan nie met jou werk nie, totdat jy op die punt kom, waar jy oorgee en toelaat, dat die Heilige Gees jou begin sag maak. Wanneer jy toelaat om in gebed voor die Here te verootmoedig, kan hy jou lewe begin sag maak
en met jou werk. Wat klei sag maak, is water. Die water van die Heilige Gees kan ons sag maak. Nou tweedens, wat hier vir ons ter sprake kom, is dat ons gereinig en gesuiwer moet word. In klei is daar baie keer gras en stokkies en klippies. En wanneer hierdie klei op daai skuif gesit word en hy in die ronde begin draai, dan maak hierdie onsuiverhede merke en letsels op daai klei en dit ontsuur die voorwerp wat gemaak moet word. Nou, daar is baie keer in ons lewens is daar hierdie onsuiverhede van klippe en stokke, van sonde en verkeerde dinge wat in ons lewe klou, ons raak nie van dit ontslaan nie. Jy sien die pottebakker soek daai goeie die klei uit. En hy weet, hy gaan niks regkry, dit moet uitgehaal word. En God praat met ons en hy sê vir jou, daar's stokke in jou lewe, daar's klippe in jou lewe, daar's ongeregtighede in jou lewe. Jy moet van dit ontslae raak, maar baie keer hou ons aan dit vas. Ons wil dit hê. Weet ek nie, hoekom nie? Wat wil jy met dit maak? Wat wil jy bereik? Dit is nie nodig nie. Inteendeel, dit hoort nie in jou lewe nie. Jy weet, hierdie goed maak merke. En dit maak letsels in ons lewe. Wanneer ons aan goed wil vashou. En baie keer dan sê mense, ek het seer gekry. En baie keer is hulle gou ook om 'n vinger te wys en te sê, dis die en daai persoon het my seer gemaak en dinge gesê, maar ek wil vir jy sê, die meeste van die tyd is dit nie die waarheid nie. Jy het jou self seer gemaak. Die mense is sy grootste vyand. Jy is die een wat jou die meeste van die tyd seer maak en verwond, omdat jy hierdie goed in jou lewe vashou en klou en koester. Jy beweeg in 'n verkeerde pad en jy hou dinge in jou lewe en jy gaan seer kry. Weet, ek wil net vinnig hierdie met u deel. So 'n klein rukkie terug kyk ek na, ek weet nie waar ek het gekyk op die televisie of net op die foon opgepop nie. En 'n persoon het 'n onderhoud met 'n ander persoon. En dis in die strate van Pretoria, ergens een van die strate. En ek sien die jong man, iets in sy 30's neem ek aan. En dadelik gryp dit my vas, want ek kyk na hierdie man en in my hart kry ek hom jammer. Ek besef dit moes met hom nou die beste in sy lewe gegaan het. En ek kyk na hom en ek sien hy's maar, hy's verwaarloos, sy tande is uit en jy sien die letsels van swaar kry, van verwoesting, van die lewe is op sy gesig. En die persoon vra vir hom, maar hoe het jy beland op die strate? En die persoon begin en hy praat en dan breek jou hart en hy sê, hy het in 'n goeie huis groot geword. Na die been van die beste skole in Pretoria, hy het universiteit toe gegaan, werk gekry, het 'n besigheid begin, dit het goed gegaan, en toe begin hy losbandig lewe, en hy begin eksperimenteer met verdowingsmiddel, met drugs, en die persoon vra vir hom, maar hoeveel keer op 'n dag gebruik jy drugs? Hy sê 5 keer, hy sê anders is die onttrekking net eenvoudig te veel. En hy sê hy gebruik maar die goedkoopste en dit kos hom iets soos R40 vir een. En dan maak jy 'n sommetjie en dan is dit R200 'n dag en op 'n maand moet hy R600 hê net vir sy drugs. En dan het hy nie kos gekoop nie en dan kan jy verstaan hoekom lyk hy so, want hy vra vir 'n brood. Niemand gee vir hom R20 en hy hou aan en hy hou aan. En as hy by R200 gekom het, dan kan hy begin asemhaal en dan besef hy, gaan deur die dag kom. Maar hy dink nie aan brood nie. Hy dink nie aan 'n blyplek nie. En dit is wanneer jy hierdie klippies en hierdie stokkies
in jou lewe toelaat en toelaat dat dit jou verwoes, toelaat dat jou eie lewe verwoes word deur jouself. Maar jy weet, derdens en laastens, soms moet ons baie keer net oorgemaak word. En ek dank die Here daarvoor, dat dit ook kan gebeur en plaasvind. Weet, soms dan tuiwel mense se hele lewe net in mekaar. Dit val net in mekaar. En daar kan soveel redes vir dit wees. Jou eie selfsugtigheid, jou eie ek, jou eie belang, jou wederstrewigheid, jou koppigheid, ek weet nie, kan net baie dinge wees. En op die ou end maak dit dat jou hele lewe in mekaar tuimel. En dan lees ons in hierdie gedeelte waar die Bybel sê, en die voorwerp wat die pottebakker gemaak het, het misluk. Dan sê hy, en soos dit gaan. Dan besef ek, dit is die lewe. Baie keer misluk dit net. En ja, deur jou eie toedoen, moontlik deur ander mense se toedoen. Baie keer maak ons ander mense seer. Ons maak onsself seer. Baie keer maak ons ander mense seer. Ongelukkig gebeur al hierdie dinge. Maar jy weet, dan is dit nie die einde nie, want die skrif sê so mooi, hy sê, en die pottebakker het weer 'n voorwerp gemaak, soos dit reg was in sy oë. Prys die Here. Jy weet, daar's 'n lewe wat reg is in ons oë, en mense leef daai lewe. Maar dan's daar 'n lewe wat reg is in God se oë. Jy sien, en dit is die lewe waarby ons moet uitkom. Want as jy nie daarby gaan uitkom nie, gaan hierdie lewe wat in jou oë vir jou reg lyk, vir jou nêrens uitbring nie. Nou jy weet, hierdie lewe wat die groot pottebakker, Jesus Christus, vir ons in gedagte het, is 'n lewe van seën, 'n lewe van vrede, lewe van geluk, lewe van doelgerigtheid, 'n lewe van vervulling. En ek wil vir een hierdie oggend sê, moontlik is daar mense wat vanoggend wil sê, Here, ek het nodig oorgemaak te word. Nou vir jou sê, moenie bang wees nie. Laat toe, dat God jou dan oormaak. Want die lewe wat hy vir jou in gedagte het, die een wat gaan mooi wees, en wat gaan werk. Jy weet, en as hierdie voorwerp dan klaargemaak is, dan gaan hy vuur oontoe, né? Want hy moet nou hard word. En baie keer in hierdie lewe, vat die Here ook vir ons na die vuur oontoe, en word ons daar gelouter. En dit is nie lekker nie. En dit is nie lekker nie, en wanneer dit gebeur, wil ons baie keer weghardloop. Maar jy moet daar bly, want jy moet klaar gebak word. Klaar deur die proses gaan. Jy weet, en al wat ek vanoggend kan sê, en dis wat die woord sê, jy's nie alleen, as jy in die vuuroond is nie. Toe Daniël se 3 vriende in die vuuroond is, toe's die groot pottebakker, Jesus Christus, loop saam met hulle binne in die vuuroond. Kom niks oor nie. Kom uit, en almal is verbaas. Bly maar in die vuuroond, solank as jy daar moet bly. Jy sal uitkom, saam met Jesus, en almal sal verbaas wees. Te sê, dis God se hand wat jou deurgevat het. En dan, die voorwerpe wat die pottebakker maak, is vir 'n doel. Geen pottebakker maak maar net goede, sommer net om besig te bly nie.
Hy maak daai goed, hy het 'n gedagte met hulle. Hierdie een gaan ons vir dit gebruik, hy gaan dit inhou en dit. So hy het 'n doel. Elke ding wat hy maak. En ek wil in hierdie oggend vir jou sê, jy het 'n doel. Jy is nie maar net gemaak nie. Toe God jou gemaak het, jou gemaak met 'n spesifieke doel. Jy is nie doelloos nie. Nou 'n kruik word gemaak om water in te hou. En daai water is daar, as iemand dors is, vat hy die kruik en hy gooi water en hy drink. Lekker, koel water, verkwikkend, verfrissend, wat jou dors kan les. Nou, ek glo, die Here wil van elkeen van ons 'n kruik maak met lewende water, water van die Heilige Gees, soet water, dat wanneer ons praat, dan soet water, soet woorde uit ons kan uitkom, wat mense kan verkoop en vir hulle moed kan gee, hulle kan inspireer om te kan sê, hou aan, glo, die Here leef, hy's op die troon, hy het nie vergeet van jou nie, hy weet van jou, hy sal jou help. Maar ons moet ook vir onsself afvra, wat is in die kruik van my lewe? Is daar dalk swart, donker, vuil water? Is daar dalk bitterheid, haat, woede, onvergifnis in jou lewe? Nie goed vir jou nie. Mense wat daaruit gaan drink, gaan nie goed wees vir hulle nie. Wanneer mense by jou was, gaan hulle soet water drink. Wanneer hulle weggaan, gaan hulle kan sê, Jesus, ek voel verkoop. My geloof is opgebou. Ek het nuwe moed, ek het nuwe krag, ek het geloof. Ek kan weer die lewe in die oë staar. Ek weet dat die Here leef. Of gaan mense van jou weggaan, dan gaan hulle sê, joe, nou is ek bang. Ek is bekommerd. Dis nie wat God wil hê nie. Kom ons dink, wanneer mense om ons is, wat ons vir hulle kan gee. En kom ons vra vir die Here. Here, vat alles uit, alle water, ou water, vat uit en sit nuwe, lewende, Heilige Gees water in my lewe. Weet, en sommige van hierdie voorwerpe wat die pottebakker maak, is vir versiering. Soms kom jy in 'n huis en dan is daar 'n pragtige bak. En binne in die bak is daar moontlik vrugte. En dis om mooi te lyk. Jy kan ook daai vrugte eet, né? En baie keer of Galasiërs sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis daai vrugte van die Gees. En dit is wat die Here soek in die bak van ons lewe. Sien, die pottebakker, Jesus Christus, maak van jou lewe hierdie mooi bak tot sy eer, nie vir jouself nie. En in hierdie bak soek hy, wil hy hê, moet hierdie vrug wees. En wanneer mense by jou kom en dan staan dit uit en hulle sien, Jesus, maar jy het liefde. En dan weet hulle, maar God is liefde, en hulle sien die sagtheid en die sagmoedigheid en die vriendelikheid en die omgee. En dit kan God gebruik om hulle nader na hom toe te trek. Ek sluit af met die klei van jou lewe het God die beste droom in gedagte. Hy sê in sy woord, ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, gedagtes van seën en nie van onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Wat wil ek vir u sê? Klei van jou lewe, kom ons gee dit vir die Here. Hy weet presies wat wil hy daarmee maak. Laat hy jou vorm.
Laat hy jou maak. Partykeer gaan dit dalk nie lekker wees nie, maar dit sal altyd vir die beste wees, vir jou en vir die koninkryk. Laat toe dat hy die proses voltooi. Partykeer voel dit dalk na nimmer eindiging. Ek weet nie. Jesus is die groot pottebakker. En hy vra net geloof. Waarmee hy besig is, met jou stukkie klei, ek weet nie, net jy sal weet. Maar moenie uit sy hand uitgaan nie, want jy het die keuse. Bly maar daar, en laat hy doen wat hy wil doen. En laat hy jou vorm, soos hy jou wil vorm. En as hy jou gaan in die oond sit, goed. En as hy jou miskien moet heeltemal oormaak, laat hy jou oormaak. God, die groot pottebakker, kan nie 'n fout maak nie. Hy vra jou hart. Hy vra jou lewe. Laat toe dat die Heilige Gees in jou werk. Kom in gebed na die Here toe, meer as ooit. Moenie ophou soek totdat die wonderwerk gebeur het nie. Moenie ophou soek tot die klei sag word nie. Moenie ophou soek tot God die kans en geleentheid verkry om hierdie voorwerp te voltooi. Jy weet, daai skyf draai en hy draai en hy draai. En ons lewens draai baie keer. Vir ons nie altyd sinvol nie, want ons is te beperk. God weet wat hy doen. Bly in sy hand, bly op die skyf, laat hy jou maar draai, en laat hy jou vorm. En eendag sal ons kan sê, dankie Here, die liefdevolle pottebakker, dat U dit my lewe gedoen het. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek weet net, dat U as die groot pottebakker, is op 'n baie intense, spesifieke manier besig, om te deel en te werk met U kinders. En al wat ek van my kant wil bid is, dat hierdie klei in die hand sal bly, want daar is dit goed. Alles sal wel wees, God regeer, U vorm en maak, want U het iets moois in gedagte, 'n mooi voorwerp, en U wil hom vul met soet, lewende, vars, skoon, hemelse water, om te drink vir elkeen om ons, moe pelgrims. U wil hê, Here, die voorwerpe van ons lewens moet U verheerlik, en hoe bid ons dat U dit sal doen. Heilige Gees, ons kan dit nie doen sonder U nie. Kom in ons lewens. Maak ons sag, want U is die hemelse water. Maak ons sag, baie sag, klei van ons lewens, dat die vingers, die kunstenaarsvingers van die hemelse pottebakker, dat hy kan werk aan hierdie klei, en dat 'n perfekte voorwerp na vore sal kom. Vat uit die klippies, die stokkies, die gras en die onsuiverhede. Vat uit, Here, wat U nie behaag nie. Vat uit wat letsels maak. Vat uit wat seer maak. Dankie vir U gedagte, vir ons. My God, U woord sê, dis mooi, sodat ons 'n hoopvolle toekoms kan hê. Gedagte is seën, vrede, goedheid, vervulling, geluk. Here, en dis nie so ver nie. Dit is op ons pad om die volgende draai. Is dit my God? En ons kyk uit met reikhalsende verwagting. Ons oë op U gerig, soos klei, die hand van die pottebakker,
En kom ons en ons sê, Here, in U hand, gee ons onsself. Die klei van ons lewe, wil nie stukkies van dit vir onsself hou nie. Wil die hele stuk klei vir U gee, sodat U met alles die volmaakte voorwerp kan maak. U weë is goed, dis volmaak. Die gedagtes is hoër as ons gedagtes. U weë as ons weë. Op U sing ons, op U vertrou ons. Lê U hand op U kinders, klein en groot. Hou hulle styf vas. En Here, voltooi dit waarmee U besig is in hulle lewens. En ons sê vir U dankie, Here. Baie dankie, baie dankie.